Dis 'n voorreg wat ons vanoggend het om weer eens in die huis van die Here te kan wees. Dit klink so vanselfsprekend, maar ek kan nie waarborg, daar's mense wat laasweek dalk in kerk was, wat hierdie week nie die kans het nie. Ons moet ophou om die lewe vanselfsprekend te vat en ons moet begin die Here dien in gees en in waarheid, terwyl ek die afgelope tyd besig is met myself en ek kom agter dat ons het so baie dinge wat ons moet regskuif, sodat ons die koninkryk van God kan beerwe. Dis nie almal wat sê Here, Here, wat ingaan in die koninkryk van my Vader nie, maar is hy wat die wil van my Vader doen, sê die Bybel. En as ons begin doen, en ons begin ondersoek en stel in my eie lewe, kom ek agter, Here, ek het soveel dinge om reg te stel. Ek het soveel veranderinge om in my lewe te maak, en ek sit en dink, en gister terwyl ek met 'n man praat, en hy sê, ja, ek ken die Bybel, en ek weet die, en ek weet daai, maar sekere goed verstaan ek nie heeltemal nie, en ons begin oor sekere dinge praat, en ek sê, mense is so geneig om net 'n sekere deel uit die Bybel uit te haal, en daarin vashou. En hy sê, ja, sommiges van hulle, terwyl ek nou luister wat die man sê, is nie iemand wat homself voorgee as 'n kerkmens of as 'n kind van die Here nie, is net 'n gewone persoon. Hy sê, sommige van hulle haal net die Nuwe Testament aan en hulle dink hulle gaan gered word. En hy uiter die woorde wat ek baie maal sê, die hele skrif is deur God ingegee, en ek dacht toe, ja, dit klink my hierdie man weet iets wat ek dink hy weet nie. En ons begin praat, en hoe meer ons praat, kom ek agter, en hy sê, weet jy wat, ons maak foute in ons lewe. En dan kom daar probleme te vorentoe. En dan soek ons altyd die fout by iemand anders. Hy sê, maar ek het tot op die opsomming gekom, ek kan niemand anders blameer vir dit wat in my lewe gebeur het, en dit wat hoe my kinders is, en al die goed nie, ek moet myself blameer. Want ek is die oorsaak daarvan. Wil ek baie keer vir hom, of ek sê toe vir hom, ek sê, weet jy, ons haal baie mense aan in die Bybel, en ek haal toe nou ou Dawid aan, ons is mos geneig om Dawid aan te haal. Dawid was 'n man naby aan God se hart. Ek het die skrif gesoek vanoggend en ek kon hom nie kry nie. Dan sal die mense mos 'n prentjie boodskap vir almal stuur. Ek wens hierdie prentjie boodskappe wil net bietjie impak in die mense se lewe kry. Dawid het gehoreer en hy was 'n man naby aan God se hart. Dawid het moord gepleeg, maar hy was 'n man naby aan God se hart, en die manier wat hierdie boodskap gaan, is, ag, ek kan maar met aangaan met my lewe, soos ek wil, ek kan 'n man of 'n vrou wees, naby aan God se hart. Maar nêrens sien ek, dat Dawid hom verootmoedig het voor God. Dawid het erken, hy's 'n failure, Dawid het geerken wanneer hy gesondig het, en hy het sy pak gevat, soos dit kom nie. Nee, ons haal al hierdie mooi goed aan wat by my pas. Ek hoor hulle sê, nee, mense kan maar lieg. Maar daar was leenaars ook in die Bybel gewees. Ons kan maar 'n wit liedjie vertel. Maar ek weet die skrif sê, geen leenaar sal die koninkryk van God beerwe nie. So kan ek hierdie hele Bybel deurgaan. Ek wil net vir u sê, die skrifgeleerdes en die fariseërs het dieselfde Bybel gebruik. Lucifer homself het hierdie Bybel gebruik. Maar weet jy wat begin Lucifer doen? Hy bring net vir jou 'n bietjie twyfel in dit wat jy dink is reg. Toe Lucifer voor Adam en Eva gestaan het, in Adam en Eva se tyd in Genesis, het hy nie direk vir Eva gesê, God het gesê, jy mag nie van hierdie boom eet nie. Hy slinks. Hy's uitgeslape. Dit wat hy gedoen het toe hy in die hemel was, en hy 'n derde van die engele saam met hom laat neerwerp het op aarde. Gebruik hy dieselfde manier met Eva.
gesê het, dat julle van die bome in die tuin nie mag eet nie. Bring net 'n bietjie afwyking. En ek wil vir u sê, daai bietjie afwyking gaan veroorsaak dat ek en u die koninkryk van God gaan mis. Ding wat die laaste dae by my is, die Bybel sê, jou ja moet jou ja wees, en jou nee moet jou nee wees. En dit sê vir my, as God iets gesê het, dan doen hy dit. God sal nooit teen sy eie woord gaan nie. Mits jy jou voor God verootmoedig en jou bekeer in gees en in waarheid. Geen sonde, geen ongeregtigheid kan die koninkryk van God ingaan nie. Ek kan maar mooi versies quoteer. 'n Mooi versie wat ek quoteer, gaan my nie die koninkryk van God ingaan nie. My lewenswandel, wat ek 'n veranderende lewe lewe, nie wat ek sê nie, dit wat ek doen. Ek wil net 'n bietjie herinner, pa het 2 seuns gehad, en vir die een sê hy gaan doen iets, en hy sê ja, ek gaan dit nou doen, en hy gaan doen dit nooit. En vir die ander een sê hy, gaan doen dit, en hy sê nee, ek wil nie. Maar later het hy berou gekry, en gaan doen wat sy pa hom gesê het om te doen. Watter een het die eer gekry? Die een wat gaan doen het. Nie die een wat gesê het ek gaan dit doen, en dit nie gedoen het. Dit help nie, ek quoteer skriffies nie. Dit help nie, ek sit die Bybel op almal en ek probeer dit daar almal se kop in print, maar ek self lewe nie die lewe nie. Die wêreld daar buite is moeg, luister mooi, is moeg om te hoor, julle moet julle bekeer. Die wêreld daar buite is moeg om te hoor, dit wat jy doen is verkeerd. Die wêreld daar buite is moeg om te hoor, Jesus Christus kan jou verander. Want hulle sien dit nie meer nie. Ons predik vir die mense, jy moet by Jesus uitkom, sodat hy jou lewe kan verander. Die skrif sê so. Maar weet jy wat? My lewe getuig nie daarvan. Dat hulle kan sien, Jesus Christus kan jou verander nie. Dan preek ek verniet. Dan dwing ek dit verniet in my kinders se lewe af. Ek druk dit verniet in die wêreld se lewe af, want hulle sien nie die verandering by my nie. Bybel sê practice what you preach. Of die spreekwoord, ekskuus. Practice what you preach. Leef uit. Skrifgeleerdes en die fariseërs het al die wette voor die mense gehou. Maar hulle self kon dit nie onderhou nie. Wil die baie bekende skrif vir u lees. En as ons daardeur gaan lees, luister wat die skrif sê. En as ek my lewe daarby inpas, onthou wat ek vir u gesê het, Dawid het gehoreer. Ons almal weet het, want almal quoteer dit. Dawid het so ver gegaan, hy het moord gepleeg. Hy het die vrou waarmee hy gehoreer het, haar man, som in die voorste linies gesit, dat hy moet gedood word. So hy het nou nog sy sonde gecover ook. Hy het gesien. Hy het begeer. Hy het gedoen. Maar toe die kind gebore word, sê God vir hom, daai kind gaan nie lewe. Dis jou straf. Dawid het voor God gehuil. Maar God se woord was sy eer. Toe daai kind sterwe, toe staan Dawid op en hy gaan en hy, ek wil amper sê, hy maak soos vandag met hy party. Want God se woord is sy eer. Nou wat maak my, dat ek dink ek kan enigiets doen wat die woord van die Here sê? Ek mag nie doen nie. En ek sal eer by God kry. Hy sê, Matteus 6, vers 19.
Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel, en waar die diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Hy sê die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Die beginsel van jou probleme kom by wat jy sien. Ek sê baie maal vir mense, dit help nie. Ek wil vir jou wonderlike goed voorhou, maar ek val voor dit wat ek sien nie. Dit help nie, ek wil vir jou wonderlike goed sê, maar dit waarna ek luister, is 'n gruwel nie. Een kindjie wat gebore is, weet nie wat is reg en verkeerd nie. Stem jy saam met my? Mama gee vir hom melk, en daai melk wat die kinders kry is sleg. Maar dit is voedsaam. En die kindjie word groot. En op 'n stadium, nog gewoonlik is dit die oumas of die oupas, dan raak hulle stout. Hulle kan nie sommer 'n dammetjie wat hy suig. En as hy die dammie suig en hy wil hom naderhand nie meer nie, dan kom ouma en oupa met 'n blikkie kondensmelk en hulle net so 'n bietjie daaraan, of stroop, of iets wat soet is, en daai kind se smaak, dis lekker. Soek hy meer en meer en meer en meer van dit. Dan kom hy by die huis, en mama weet nie wat ouma het kondensmelk ingesit nie. Sit die telle daar met die kind se mond op. Ek soek hom nie. Hy's sleg. Mama verstaan nie, ek het jou dan reg geleer. Ouma het gekom en jou soetigheid bygesit. En so werk die tyd in die lewe. Jy sien iets. Nou, hulle sê deesdae kan my eie oë nie meer glo nie, ek moet 'n bril dra. Want die bril kan my laat sien, dan kan ek mooier sien. Né? Jy sien iets. Jy begeer dit. Jy wil dit hê. En jy doen alles in jou vermoë, al kos dit jou wat, om te kry dit wat jy wil hê. Nou, die Bybel het antwoord daarvoor ook. Begeerlikhede. Mama, wat is daai woord wat ek soek? Soos inhaligheid, ek sien iets, begeer het, en is nie myne nie, is iemand anders in, naaiwer. Nee, envy. Maar in any case, my pa kom hier aan en hy het 'n nuwe kar gekoop, joh! Ek wil ook een nie, kom ons los my pa uit, want my pa kan dit verdien, kom ons vat toe met my vriend. Want hompel ek myself in skuld, want ek moet ook 'n nuwe kar hê, want ek moet nou beter wees as my vriend. Of my boetie of my sussie. Dan gaan koop ek vir my 'n nuwe kar. Weet jy, die Bybel sê dit is sonde. As jou oog verkeerd is. Nou hierdie wêreldsmusiek, wat 'n mens na luister, of spotprentjies en grappies wat ek kyk en luister, is nie ja, jou ja, nie, jou nee is jou nee nie. Dis fiksie. Dis fake. En dan kyk ek na die goed en ek luister na die goed en dit besoedel my. Ek het op 'n stadium, kyk, ek is nou nie iemand nie, laat ek vir sommer sê, wat gevloek het nie. Ek het nie gedrink en gepaard en al die goed nie, maar ek het 'n slegte gewoonte gehad om vinnig iets aan te leer. Nou werk ek met 'n kleerling op 'n stadium en die goed wat hy sê, klink so oulik, want hulle mens wees, hulle manier wat hulle praat, klink oulik. 2 dae na die tyd sê my vrou vir my, hou op om te praat soos 'n kleerling, is dit reg? Want jy is nie 'n kleerling nie, jy's 'n blanke man. Maar dit
die waarheid is verdraai. Dis nie jy nie. Nou sê die skrif hierso, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Hoekom leer ons nie aan? By Jesus Christus. My skat is daar. My hart is daar. En as ek net doen wat Jesus Christus, soos ek nou gesê het, baie mense wil net die Nuwe Testament lees, terwyl die hele skrif van Jesus Christus praat. Van Genesis af tot Openbaring, was Jesus Christus daar in die persoon Christus, ja. Die Ou Testament praat van Jesus Christus as 'n engel. Hy sê, that's why I call Lucifer and Jesus brothers. Ek sê, ja. Hulle was saam engele gewees. Lucifer was die gevalle engel. God het hom gemaak. Perfek. Ek sê vir die persoon, hoekom het God 'n mens gemaak met flaws, met foute, met tekortkominge? Want hy het gesien die Lucifer, wat hy so perfek gemaak het sy rug teen hom gedraai en gedink hy kan God oorheers. Maar weet jy wat sê die persoon vir my? Hy sê hy het nie geweet God se krag lê in sy sterkte nie. God se ja is sy ja en sy nee is sy nee. Dink ek, maar jy het nog nooit Bybels gepraat nie. Ek ken jou nie so nie, maar die goed wat jy sê, het jy iewers Bybelkennis? Waar sit my in die Bybelkennis? Sit in my mond om dit te praat. My brein het dit bedink en ek gebruik my Bybelkennis om almal om my ongemaklik te laat voel. Want ek praat oor die skrif. Ek quoteer die skrif. Maar ek leef nie die skrif nie. Weet u hoe lyk dit as mense, die woord van die Here sê die Heilige Gees trek mense nader. Nou moet ek myself meet. Trek ek mense nader na my toe? Of voel die mense, ek wil wegvlug? Want ek het 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan het ek verloor. Ek het nie die Heilige Gees nie. OK. So die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Kom ons gaan kyk na hierdie persoon wat by Jesus kom, die ryk jong man. Dink ek het hom laas nog ook aangehou, maar is OK, dis kan. Kom by Jesus. En wat moet ek doen? Jesus sê vir hom, jy moet jou gebooie gehoorsaam. Hy sê, ek doen dit van my jeug af, van my jong tyd af. Want dit is ingedoktrineer, luister mooi, deur my ma en my pa. Die oudtydse mense, die Ou Testamentse mense het die wette gehad en hulle doen dit tot vandag toe, probeer dit so ver moontlik onderhou. En die wette was die gebooie was deel van dit. Ek doen dit van my kleintyd af. Skrif sê Jesus het hom lief gekry. Dit is lekker om te weet iemand het jou lief. Maar om sy liefde vir Jesus te toets, sê Jesus vir hom, gaan verkoop alles wat jy het. Gee dit aan die armes. Kom hier en volg my. En ek sal vir jou 'n skat in die hemel gee. Presies nie. Moenie vir jou skatte bymekaar maak wat mot en broers het verwoes nie. Wat sê die man? Hy draai om. Hy doen nie wat Jesus vir hom sê nie. En hy mis die skat in die hemel. OK? Of hy het 'n keuse gehad. Omgedraai, soos die seun wat gesê het, ek gaan nie. Nou, die Bybel praat nou nie verder af van wat hy gedoen het.
Ek wil nie, want ek hou vas aan my skatte. Ag, dit is so mooi en dit is so lekker en dis ag ja. En hy kom by die huis en hy bedink. En hy gee die Heilige Gees kans om deur hom te werk. En hy verkoop al sy goed en hy gee dit in die armes en hy gaan terug na Jesus toe en hy volg hom. Dan het hy skat in die hemel gehad. Nou weet jy wat is ons probleem? Ons hou vas aan die goed wat ons sien. Ek sien die hemel is daarbo. Ek het so 'n paar sondae terug vir u gesê, ons almal sê, waar 2 of 3 my naam vergader, hier is Jesus Christus, maar omdat niemand van ons hom sien nie, is my fokus nie op hom nie. Ek wil sing en spring. Ek wil 'n lekker gevoel hê in die kerk. Want ons gaan mos kerk toe. Die jong manne, om sy vriende te impres. Nou my kinders het nou 'n probleem, want hulle is nou die enigste jong mense in die gemeente. Die jong meisies gaan om die ouetjies uit te kyk. Die jong seuns gaan om die meisies uit te kyk. Oeg, en dit moet net 'n regte, weet jy, as jy trots is om iemand kerk toe te nooi en vandag so daar, weet jy hoe werk dit? Die pastoor moet cool wees. Hy moet 'n lanie wees. Ag, hy moet die regte persoonlikheid hê om 'n gees te ontwikkel wat nie die gees van God is nie. Ek staan 'n tyd terug by 'n plek en ons predikant, hy sê ons moet 'n bietjie gees opwek hier tussen julle. En die gees wat opgewek is, bring lewe onder die kinders, maar nie lewe in die gees nie, in die geestelike lewe nie. En hy trek baie jong mense nader, verkeerde motiewe. Maar weet jy wat verwag die skrif van my? Ek moet toelaat dat my lewe so is, dat my lewenswandel gelei word deur die gees van God, dat die gees van die Here mense nader trek. Kom ons lees verder. Nou die ryk jong man het toe nou weggegaan, want dit was vir hom te swaar, want hy het te veel goed gehad om hom vas te hou. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Nou, as ons in 'n donker plek ingaan, kyk, ek ry 'n kar wat vreeslike swak ligte het. Ja, as jy in die aand ry, moet jy braaitels sit, anders sien jy niks om jy. Vra my vrou my, is jou ligte aan? Nou, dis nou swak ligte. Baie swak. Sit ek die braaitels, sê ek, ja, kan jy sien, is aan. Weet jy hoe erg is dit om in 'n donker tyd te lewe? En die lig wat skyn, is so swak, jy kan nie sien nie. Die aand as ons hier afry, dat ek nou nie my bril op nie, want ek dra mos net wanneer ek dink ek lyk pas my. Dan ry ons hier af. Sê ek vir die vrou, ek kan nie sien nie. Ek sukkel om te sien. En dan kan ek nie die braaits van die kar aansit nie, want ek kan nie sien nie. En ek gaan by ander mense verblind, wat moet kan sien. Nou, hoe donker moet jou donkerheid wees, as die lig van Christus dit nie kan verlig? Hy sê so, die lig in jou donkerheid, hoe groot is jou donkerheid nie? Verlore is verlore. Donkerheid is donkerheid. So tyd terug ry ons my vrou se kar van Pretoria af, en sy ligte is swak, ek kon niks sien nie. En toe ons by die huis kom, weet jy wat maak ek? Ek strip die hele lig uitmekaar uit, dat as iemand anders dit sou sien, sou hy sê, daai lig kan ons nou maar weggooi. En ek begin dit skoonmaak van binne af, buite toe. En toe ek weer met die kar in die aand ry, kan ek sien. Wil jy die donkerheid in jou lewe uit hê, begin van binne af, strip alles wat jy gedink het, jy weet, uitmekaar uit, ondersoek jou hart, en kom op die plek waar God, deur sy Heilige Gees, in jou lewe kan inslag kry, vergeet die mot en roes goed wat
sê ek moet ophou om my neus in ander mense se sake te druk. Ons is so geworried wat oor 'n ander mens se lewe aangaan. Ek vergeet my eie, terwyl ek in die week, laasweek my vrou praat, sy sê moenie, want jy veroorsaak dat jy self skade ly. Ons is te bekommerd oor ander mense, en toe ek nou vanoggend die Bybel oopmaak, weet jy wat lees ek in die Bybel? Ek kom ons die splinter uit iemand anders se oog uithaal. Pas dit in wat my vrou vir my sê, Here, ek moet myself bekeer. Sê moenie die splinter uit iemand anders se oog probeer uithaal, as jy self 'n balk in jou eie oog het nie. Kon maklik ander mense se lewe regmaak, maar ek sit in dieselfde gemors. Want die wêreld kan die Christus in my sien. Ek wil net vir u sê, ek of u kan niemand se lewe verander nie. Ek kan vir u preek tot ek moeg is. Maar wanneer hy by die Gees van God uitgekom het, en die Gees van God 'n verandering in sy lewe maak, dan maak hy 'n volkomme verandering. Hou op om op ander mense te let, en let op jou eie lewenswandel. Anders lewe jy in 'n groot donkerheid, wat jy self nie kan sien nie. Vers 24 sê, of ek wil eers gou Lukas gaan lees, ek moes eintlik het al gelees het, die lamp van die lig. Lukas 16. Luister mooi wat sê, vers 9 tot 13. Ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle julle in die ewige tente kan ontvang. Hy wat getrou is in die minste, is ook getrou in die grootste. Of in die grootste getrou, ekskuus. Hy wat onregverdig is in die minste, is in die groote onregverdig. As julle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? As julle nie getrou was in die ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie goed gee? Geen huisknegt kan twee here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander ene lief hê, of die een aanhang en die ander ene verag. Julle kan nie God en mammon dien nie. Gaan ons terug. Ek het vir die vers 23 gelees. Hy sê, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is jou donkerheid nie? Nou wil ek weer vir u lees, Matteus 20. Net gou vers 15 lees, en dan gaan ek iets anders bylees. Hy sê hierso, of staan dit my vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie, of is jou oog verkeerd omdat ek goed is? Luister mooi. Hy sê, of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Nou, met my kar kan ek mos maak wat ek wil. Maar met my pa se kar het ek nie 'n sent, né? Nou sê hy hierso, of staan dit jou oog verkeerd omdat ek goed is? Nou hierdie is die vergelykenis van die wat begin werk het vroeg in die oggend. Ander het 'n bietjie later begin werk en ander het later begin werk. Luister mooi, ek gaan hier vir julle lees vanaf vers 9 af tot en met 16. En wat ek omtrent die 11de uur begin het, of en die wat omtrent die 11de uur begin het, het gekom en elkeen 'n penning ontvang. Die eerste kom toe en dink dat hy meer sal ontvang
En hulle het ook elkeen 'n penning ontvang. Die wat vroeg in die oggend begin werk het, gedink hy gaan meer kry as die wat laat begin het. En toe hulle ontvang, memoreer hulle by die huisheer. En sê hierdie laaste een het 'n uur gewerk. En u het hom gelyk op behandel met wat die laaste die las van die dag en die hitte verdraai het. Maar hy antwoord en sê vir elkeen van hulle: vriend, ek het jou geen onreg aangedoen nie. Het jy nie met my ooreengekom vir 'n penning nie? Neem dan nou wat joune is en gaan heen. Ek wil hierdie laaste een gee, net soos aan jou. Of staan dit my nie toe om vry te doen met my eie goed te maak of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd omdat ek goed is? So sal die wat laaste is eerste wees en die wat eerste is laaste. Want baie is geroep en min is uitverkies. Die laaste tyd vra ek myself die vraag af. Wat help dit my? Ek het 2008 tot bekering gekom. Maar niks het verander in my lewe nie. Terwyl as apostel Paulus sê, ek ondersoek myself daagliks. Weet jy wat gebeur in ons lewe? Ons oog is verkeerd. Die ooreenkoms wat ek en u moet invul om hemel te kan maak, is om in te pas by die woord van God. Dat is nie 'n ander manier nie. As ek 'n kontrak met my baas geteken het toe ek gewerk het, en hy vir my gesê het, hierdie is jou daaglikse pligte. En as jy dit nie kan voldoen nie, kan ek jou nie aanhou nie, en daarmee gee hulle jou 'n 3 maande proefwerktydperk. Ek doen dit met die mense wat vir my werk. Vir 3 maande gee ek vir jou ietsie vas. Jy het sekerheid jy kry dit. Maar as jy na 3 maande nie vergoed nie, kyk, na 3 maande betaal ek hulle per kar wat hy doen, en dan kan hy meer geld maak. Maar as jy in hierdie 3 maande nie vir my wys dat jy dit kan doen nie, kan jy mos nie verwag dat jy vergoeding moet kry nie. Nou die kontrak wat vir my en u geskrywe is, om hemel te maak, wie sê? Elke hoofstuk, elke vers, elke lyn. Die Bybel kom nêrens wat hy homself weerspreek nie. Al voel ek nie soms hy doen dit. Maar sy ja, sy nee, bly sy nee. Nou gaan ons terug na Matteus toe. 6. Niemand kan 2 here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle nie kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of wat oor julle liggame, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer werd as voedsel en die liggaam as klere nie? Kyk na die voëls in die hemele. Hulle saai nie en hulle maai nie, maar hulle bring nie by mekaar in skure nie. Tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Ons hou daarvan om te sê, God sorg vir die mossies. Hy sal sorg vir my. Weet jy wat?
Hy sal sorg vir my as ek doen wat hy van my verwag. Luister mooi wat sê hy verder. Wie tog onder julle kan deur hom te kwel een el by sy lengte voeg? Wat kwel jy oor die dag van môre? Wat kwel julle oor julle klere? Let op die lelies van die velde, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle hier in die kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Om net 'n oombliekie hier stil staan. Na al hierdie dinge soek die heidene. Nou, ek het laasweek of die week voor dit gesê, ons is so bang vir die wil van God. Ek is so bang om te vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Want weet jy hoekom is ek bang? Want nou wil die Here hê, ek moet dit wat ek graag wil doen, een kant toe sit. En doen wat hy wil doen. Nou as dit die geval is in my lewe, is die Here nie my Here nie. Hoor wat ek sê. As ek my wil bo God se wil verkies, is ek in beheer van my lewe. Dan kan ek nie gaan en vra, Here, hoekom het U hierdie goed oor my lewe toegelaat nie, want hy het geen reg gehad om my wil te verander nie. Lucifer was gemaak die beeste. Net. Hulle sê die mooiste. As hy vandag 'n jong man was wat in hierdie gebou gesit het, het hy elke vrou se aandag getrek. Hy gebruik nog steeds daai mooiheid van hom. Weet jy wat sê die Bybel? Lucifer kan hom voordoen as 'n engel van die lig. Hy kom na jou toe en dan sê hulle, wil ek, as hy hier was as 'n vrou, 'n jong dame, so hy elke man se aandag gehad het. Nee? Weet jy wat, hy doen dit nog steeds in my in die lewe. Hy gebruik sy mooiheid. Hulle sê mos in die Engels is sy charm. Wat is sy charm? My Afrikaanse woord verlaat my, ek seker. Sy charisma. Hy gebruik dit wat mense trek. Nou die verkeerde toe. Sy invloed. Sy impak in jou lewe. Om jou te verhinder om te doen wat God van jou verwag. En Lucifer kan nie homself onderwerp aan God se wil nie. Wat sê jy nou? Hy onderwerp hom aan God se gesag, maar nie sy wil nie. Want hy sal niks doen as God hom nie toelaat nie. En so werk hy in my en u lewe, sodat ek nie my wil kan onderwerp aan God se wil nie. Want hoekom? Ek het groot manskap by my lewe. Wie is jy om vir my te sê hoe ek my lewe moet lewe? Nou dit is waar ons groot probleem lê in vandag se dag. Die grootste probleem lê daar.
Want Christus het vir ons die Bybel gegee, hy sê onderwerp jou dan aan God, beteken my wil is nie meer my wil nie, maar God se wil is my wil. Weerstaan die duiwel, en hy sal van jou al wegvlug. Daar het ons die hele prentjie gemis. Ek dink as ek 'n bietjie Christelik is, kan ek vir die duiwel sê, Lucifer, jy's weg, gaan, ek bestraf jou werke, jy's kragteloos. Maar môre kom hy maar tog nou net weer terug. Ons leer mos aan om sekere gebede te bid, wat die geestelike riekelm kan verander. Ek leer aan om sekere woorde te sê, wat Lucifer laat bietjie sidder. Dan dink ek nou, ek is so geestelik. Wil ek Lucifer weer lê, onderwerp jou aan God. Begin gehoorsaam raak aan sy opdragte. Want Lucifer is nie bang vir enige een van my of u nie. Hy het geen vrees vir enige een van my en u nie. Hy het tot kans gesien vir Jesus Christus, die seun van 'n lewende God, om hom te probeer mislei. Maar toe Jesus Christus die prys betaal, wat hy nie kon betaal het nie, hy sidder vir die naam Jesus Christus, hy sidder vir die bloed van die lam, hy sidder vir die Heilige Gees, want hy het hom al reeds oorwin. So hier sit ek en hier vandag. Want al hierdie dinge soek die heidene. Ek soek om die krag te hê om berge te versit. Ek soek om 'n sê te hê dat die mense moet luister. Ek soek na die mooiste kar dat die mense moet sê, "Joe, daai man se kar." Ek soek die mooiste huis dat die mense moet sê, "Joe, jy het daai persoon se huis ingestap." Alles is so perfek. Maar ek soek nie die wil van God in my lewe nie. Dan's alles verniet. Dan val ek in as 'n heiden. En 'n heiden is die wat God misbruik. Die skrif sê, my naam lê op al die heidene se monde. Almal sê, Here, Here. Kan vir enig iemand in die skool gaan vra, nou ek gebruik nou die skool, almal weet van Jesus Christus. Almal weet dat hy aan die kruis gesterf het vir my sondes. Selfs die moslems weet dit. En die hindoes weet dit. En die Christendom weet dit. En die Romeinse Katoliek weet dit. Maar weet jy wie gaan ingaan in die koninkryk van God? Hy wat sy lewe nie lief gehad het nie, tot die dood. Hy wat gesê het, Here, ek gaan u dien in gees en in waarheid. Bybel sê julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle dit in julle wellustighede wil uitgee. Nou, ek het nou 'n paar goed verskillende plekke aangehaal vandag. Gaan luister net mooi wat die skrif sê. Die skrif praat van verskillende goed op verskillende plekke wat God verwag ek en u moet prys gee. Ek gaan weer vers 32 lees. Hy sê, want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Daai. As God die Vader, wat daar bo in die hemel is, wat heilig is, weet dat ek hierdie dinge nodig het, hoekom voorsien hy nie vir my nie? Die fout lê nie by God die Vader nie. Fout lê nie by Jesus Christus nie. Die fout lê nie by die Heilige Gees nie. Waar lê die fout dan? By my. Want ek onderwerp my nie aan God nie.
myself as vir u. Ek moet werk tot laat in die aand, sodat daar voorsiening kan wees, dat my kinders kan eet. Ag, my kinders moet net nie swaar kry nie. Inteendeel veroorsaak ek dat my kinders swaar kry, want ek doen nie wat God van my verwag nie. Ons kan Sondag uit die kerk uitbring om bly om oortyd te werk, sodat ek einde van die maand 'n vet paycheck kan kry. En tog sê die boekprediker, dis 'n gejaag na wind. Ek weet nie van u nie, maar daar was 'n tyd in my lewe wat ek baie geld gekry het, wat ek soos 'n koning kon lewe. My vrou kon winkel toe gaan en koop net wat sy wou, binne perke, want ek is ek. En my vrou is my vrou. Daar was 'n tyd in my lewe wat ons nie so maklik net winkel toe kan gaan en gaan koop en te kere gaan nie. Want die geld was min. Maar weet jy wat, vir my huwelik was dit beter? Want toe is ek meer by die huis as by die werk. Vir my kinders was dit beter, want toe is papa nie meer in Rustenburg die week en net naweke by die huis nie. Nou my jongste ene weet nie wat dit beteken nie, want papa is heel dag by die huis. Dus hy het groot geword met papa wat permanent by die huis is. Ok, buite by die werk, maar by die huis. Weet jy wat sê die woord van die Here? Sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre, wat julle sal aantrek, of skies, oor môre. Ek vra om verskoning, gaan weer lees, is, wat kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Weet jy wat sy skat lê daaraan om jou te onderwerp aan God? Ou oom Jimmy Swagger het vir die Here begin werk. Weet jy dat hy nie eens geld gehad het om sy eie voertuie reg te maak nie? Maar as die werk van die Here hom gesoek het, was hy daar. Hy het nie sy eie shine gesoek nie. Hy het gesoek na die wil van God. Toe hy oorlede is, laas jaar, né? Het jy gesien wat het hy gehad? Weet jy wat? God het hom uit die katters uitgehaal. Omrede hy hom onderwerp het aan God se wil. En op 'n platform gesit wat vir hom te hoog was, om by te kom by homself uit. Dit maak nie saak hoe jy suffer vandag nie, God alleen sal vir jou uitkomste gee, wanneer jy jou onderwerp aan God. Maar weet jy wat? Dis nou die mense gedagte so werk. Toe Job op aarde was, nou, ons is baie maklik om te sê, ons is nie Job nie. Nou Job het nou alles verloor. En omdat hy by God gebly het, en hom onder God se gesag gehou het, nou die Bybel sê, Job was 'n vrome en opregte man voor God gewees. Nou kan ons nou die deel wat Job se pak sla in die lewe was, wat sy teekanting was, omdat Lucifer jaloers was. God het vir Job voorsien. Wil ons nie hê nie. Maar ons soek na die rykdom daarna, nadat hy gebly het by wat God hom gegee het, van hom verwag het.
Dat hy self vir sy vrou, toe sy vir hom sê, seën God en sterwe, toe sê hy vir sy vrou, hoe kan ek die goeie van God vat, maar wanneer die slegte kom, dan wil ek dit nie hê nie. En die woord van die Here leer ons daarna, was Job dubbel soveel geseën. Ok, nou soek ons, vandag, ons dien die Here met die verkeerde motief. Ek moet net lank genoeg by die Here bly, dan gaan jy sien hoe pop ek uit my klere nate uit, dan gaan alles net goed gaan. Waar sien ek dit in die Bybel? Ek moet net lank genoeg by die kerk bly, want ek dien die Here, hy sê julle bid en julle ontvang, omdat julle dit in julle wellustighede wil uitgee. Ek wil die Here gebruik, as my bron van goud, wat vir my alles voorsien, maar ek wil my nie onderwerp aan God se gesag nie. Daarom sit ons vir jare in en jare uit in die kerk en niks verander in my lewe nie, want ek onderwerp my nie aan God se gesag nie, en wanneer ek sterwe, dan sterwe ek met niks. Ai, jy gaan in elk geval die dag as jy sterwe met niks graf doen nie. Net met die skatte wat jy in die hemel bymekaar gemaak het. Salomo, slimste, die wysste man op aarde. God vra vir hom, wat wil jy, moet ek vir jou gee? Enigiets. Hy sê wysheid. Wysheid, om hierdie mense te kan rig. Hy het erken, Here, sonder U gaan ek dit nie kan doen nie. En omdat God sy hart geken het, hy is opreg, hy soek wysheid. Hy soek nie rykdom en eer nie, hy soek nie dat sy slawe of sy vyande moes weerlê word nie, hy soek wysheid om God se volk te lei. Weet jy wat was God se opdrag? Of sy woorde daarna? 1 Konings 3 vers 11, luister mooi wat God vir jou instoor het. En God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gedoen het, en nie vir jou 'n lang lewe begeer het, en nie vir jou rykdom en begeer het, en nie die lewe van jou vyande begeer het nie, maar vir jou verstand begeer het, om regsaake te verhoor. So doen ek volgens jou woord. Kyk, ek gee vir jou wysheid en verstandige hart, sodat een soos jy voor jou nie gewees het, en een soos jy na jou nie sal opstaan nie. Ja, selfs wat jy nie begeer het nie, sal ek vir jou gee, rykdom sowel as eer, sodat onder die konings niemand soos jy sal wees al jou dae nie. En as jy in my weë wandel, deur my insetting en my gebooie te onderhou, soos jou vader Dawid, dan sal ek jou dae verleng. Nou vat ons hierdie skrif, nou ek het al self baie maal, bid ek en sê, Here, ek soek wysheid. Hier in jou agterkop. Die mens is 'n snaakse ding. Ek soek wysheid, maar ek soek nie eintlik die wysheid nie, ek soek eintlik die goed wat hy na die tyd vir Salomo gegee het. God ken jou hart. Hy weet of jou hart onverdeeld op God gerig is. Waarvoor dien ek Here? Dien ek die Here omdat hy my Here is? En ek wil hom gehoorsaam omdat hy my Here is? Of dien ek die Here net omdat hy vir my kan voorsien? Want as ek die skrif gaan lees, Stefanus was die eerste martelaar vir Jesus Christus gewees. En al die disippels daarna het vervolg
volgens hy, het swaar lewenssterwe gelei. Hulle het teekanting gekry, maar dit het hulle nie gepla nie. Vir Petrus het die Here vroeg gesê, jy gaan dieselfde paadjie stap as ek. Dit het hom nie gepla nie. Want hy het nie gelewe vir hier en nou nie. Hy het gelewe vir die skat in die hemel. As God vandag vir jou sê, verkoop al jou goed en volg my. Gee dit wat jy het vir die armes en volg my. Wat gaan jou antwoord wees? Hoe gaan ek die Here behaag? By 'n valse weegskaal. Hoe gaan ek die Here behaag met bedrieglike gewigte in my skaal? Quoteer die skrif volgens ek kom onthou, presies soos die Bybel sê. Ons almal wil hoor, oor min was jy getrou, en oor veel sal ek jou aanstel. Is ons regtig getrou oor min? Is ek regtig op die plek waar God my verwag ek moet wees vandag? Hoekom lyk die liggaam van Christus gebreklik vandag? Die fout lê nie by die mense daar buite nie. Die fout lê by my en by u, wat sê ons is kinders van God. Weet jy hoe skandelik is dit om 'n Christen te wees in vandag se dag? Ek weet nie van u nie, maar in my lewe het ek al baie keer gehoor, as dit is hoe 'n Christen lyk, dan wil ek nie een wees nie. As daai 'n pastoor is, dan wil ek nie 'n Christen wees nie. Ek en my vrou is nou die dag by 'n persoon, en weet jy wat sê hy? Sê, julle is mos seker ryk, want julle kry kerkgeld van die kerk af. Hoe is hy woorde gewees, iets in daai lyn? Ek sê, is dit? En my vrou sê vir hom, jy weet regtig nie hoe dit werk nie. Dis al wat sy sê. Want dit is hoe die pastore van vandag lyk. Lewe in weelde. Maar die gemeente kry swaar. Wat verwag God van my? Jy wat die grootste wil wees, moet die minste word. Kom vanoggend vir die vraag, en ek wil hiermee afsluit. Wanneer ek voor die Here Jesus Christus verskyn, wat gaan hy vir my sê? Kan hy vir my sê, oor min was jy getrou? Oor veel gaan ek jou aanstel? Of gaan sy woorde wees, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Here, maar in u naam het ek duiwels uitgedryf. In u naam het ek geprofeteer, in u naam het ek kragtige dade gedoen. Gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Weet jy hoe is dit moontlik? Daai mense wat so gaan sy lewe soos ons vandag lewe. Bybel sê so. Was jy maar warm of was jy maar koud, waarom het jy lou geword, het ek jou met my mond uitgespuug. Hulle het gelewe soos ons vandag lewe. En vir hulle gaan gesê word, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Want ek het nog so 'n bietjie genot in my lewe. Ek het nog so 'n bietjie aardheid in my lewe.
Ek luister nog so bietjie my musiek. Ek doen nog so bietjie, ek kyk nog so bietjie waarna ek wil kyk. Ek lewe nog so bietjie soos ek wil lewe. Maar Christus Jesus het gesê, verloon jouself, neem jou kruis op en volg my. Christus Jesus het gesê, onderwerp jou aan my. En weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Vandag wil ek vir u vra, in die tyd wat ons in lewe, kan jy regtig sê, as jy Christus wil sien, volg my. Daar's 'n liedjie wat ons sing, if you want to see, stand up and follow me, if you want to see Jesus. Ons sing die liedjie. Loop soos ek loop. Ek gaan jou waarborg, as jy doen dit wat ek doen, gaan jy hemel maak. Kan jy dit sê? As jy vandag net daai bietjie twyfel het, sê ek kan nie dit sê nie. Wil ek vir jou sê, die genade van God is vir jou genoeg om jouself te bekeer in gees en in waarheid, om jou te onderwerp aan God en die duiwel te weerstaan, en jou wil bestaan nie meer nie, maar Christus se wil lewe deur jou wil. Hoe lank nog wil ons kerk speel? Hoe lank nog wil ons sê, dit is hoe die liggaam van Christus lyk, terwyl ek weet, ek is 'n skandvlek vir die naam van die Here. Sê al hierdie dinge soek deur die heidene. Die ware kinders van God soek die wil van God. Die ware kinders van God se begeerte in hulle hart is, as ek maar net nog gesiel na die Here toe kan lei. Dis nie my wil dat julle verlore moet gaan nie, maar is die wil van God, dat al die mense tot die kennis van die waarheid kan kom. Maar die woord van die Here is duidelik. Daar's 'n weg wat vir die mense reg lyk. Maar die uiteinde is die weer van die dood. En dit pas in by die breë weg. Die smal weg, wat min gaan vind, is die man en vrou, wat sê ek lewe nie meer nie, maar Christus leef hier binne my. Tot sover het sy woord. Sit jou hand in jou eie boesem vandag, en as dit tyd is om jou te bekeer, weet dit, Apostel Paulus het gesê, ek bekeer myself daagliks. Doen daagliks ondersoek, dat wanneer die tyd kom, ek het vir u gelees, wie kan 1 by sy lengte voeg? Wie kan van u kan 1 uur, lees Dawid, sê, Here, toon my einde. Ek weet nou nie of die Here hom het gewys het nie. Want niemand ken die dag van môre nie. En weet jy, as ek alles moes weet wat môre gaan gebeur, het ek dalk vandag gesterf van hartaanval. Want ek gaan die vrees nie kan hanteer nie, maar weet jy wat? As ek weet, môre lê in die hande van God, en wat ook al my pad langs kom, is ek daartoe in staat om dit te kan weerstaan, om dit te kan oorwin, om te kan doen dit wat God van my verwag, want ek lewe nie meer nie, want ek sê mos, die skrif sê, hy wat in my is groter en sterker as hy in die wêreld is. Kom ons leer bytjie by die woord van die Here, en ons begin doen dit wat God van ons verwag, tot sover in sy woord. Amen. Kom ons staan. Gaan ek by Pa vra vir ons die dienste vandag. Ja. Vader, baie dankie dat ons by mekaar kon wees, om U naam groot te maak. U wat verlore elkeen van ons ken, en U weet van elkeen, is my gebed, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van die woord wat sal uitgaan. En Here, dat mense sal besef, Here, dat hulle het 'n verantwoordelikheid teenoor hulle self. Maar Here, ek wil ook bid, Here, dat U saam met ons sal wees en ons sal bewaar en beskerm. Ons weet U hou die dag van môre in die hande, maar ek vra, Here, help vir ons. Here, dat ons sal weet, Here, dat ons het nie nodig om te bekommer nie. Maar Here, dat ons weet, as ons U wil in ons lewe toelaat, Here, dan sal U ons deurdra en ontmoet seën, elkeen bewaar ons onder die kosbare bloed en bring ons weer op U bestemde tyd by mekaar. Is my gebed in Jesus naam. Amen.
Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê en die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.